Goed, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is dankbaar vir elkeen wat moeite gedoen het om hier te wees. Ons wil ook vir julle daar by die huis, vir elkeen van julle baie welkom sê. Dis vir ons as gemeente 'n groot voorreg om vir jou te kan bedien op hierdie platform. Ons gaan hierdie volgende paar weke gaan ons kyk so baie saam met my na Romeine hoofstuk 12. Ons gaan bietjie daar delf in Romeine hoofstuk 12. En ons tema vanoggend is, hoe lyk jou offer? So, vir die volgende paar weke gaan ons kyk na Romeine 12. Vanoggend lees ons net vers 1. Romeine 12 vanaf vers 1. En dan gaan ons vir die paar weke gaan ons daarop fokus. Verskeie tekste uit Romeine 12 uit. Ek gaan vir ons saam lees en daarna gaan ons saam bid. Romeine 12 vers 1. Paulus is in die woord, skryf vir die gemeente in Rome. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Net tot sover. Kom ons maak iemand toe, dan bid ons dit saam. Here Jesus, ons is werklik so bevoorreg om vanoggend hier te kan wees in u teenwoordigheid. Here, ons weet, ons erken, ons bely dat u alleen is God. En Here, al sê die wêreld wat, ons glo wat die woord van God vir ons sê, die Bybel, wat ons weet die onfeilbare waarheid is. Ons is dankbaar, Here Jesus, dat ons vanoggend in hierdie gebou by mekaar kan kom, en ons weet ook, Here Jesus, dat u is hier saam met ons teenwoordig. En Here, ons dink ook aan hulle wat nie hier is vanoggend nie, elke rede ook, soos elke week met Here, dat u vir hulle sal seën, en dat u vir hulle sal terugkom in kerk. Here, ons bid, nie net vir die woord wat hier se loop in nie, maar oral in ons maak. Oral in die wêreld, Here, waar die woord suiwer uitgaan, dat die mense sal hoor, dat is verlossing in Jesus Christus alleen. Dat die woord waarlik op vrugbare grond sal val. En dat mense, Here Jesus, u sal vind. Want u sê in die woord in Jeremia 29 vers 13, julle sal my soek en julle sal my vind as julle na my vra met julle hart. Here, ons is hier. En ons harte is gerig op u. En ons eer u. Ons aanbid u. Want u alleen is dit waardig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou hierdie gedeelte is eintlik baie bekende gedeelte vir baie mense. Paulus skryf hier in die gemeente van Rome. En as jy hierdie vers lees, kan jy daar agterkom. Paulus kom en hy doen eintlik 'n beroep. Dis half wat hy vir iemand sê, hoor hierso, ek wil vir julle 'n mooi vra. Ek het iets wat ek vir julle wil vra. En dis iets wat julle moet doen. En dit sê vir ons dadelik dat 'n kind van die Here te wees, beteken nie net, ek is nou gered en nou kan ek aangaan met my lewe. Dit beteken as jy 'n kind van die Here is, het jy 'n verantwoordelikheid altyd teenoor die Here Jesus Christus. Want jy sien baie keer raak mense gemaksigtig in jou verhouding met die Here. Jy raak so gewoond van, ek dien al jare die Here, en weet jy raak so half, en ek sê versigtig, lamsakkig in jou verhouding met die Here. Jy is nie meer so getrou as dit kom by Bybel lees. Jy is nie meer so werklik aan die brand vir die Here. Bybel lees en bid is maar net iets wat jy nou en dan doen, wanneer jy onthou om dit te doen. So met ander woorde, jy het jou liefde vir die Here eintlik daadwerklik verkoop. So ek volgende paar punte wat ek soos altyd met julle wil deel. En die heel eerste ene is, gee alles oor aan die Here. Hier is 'n belangrike konsep. Want dis hoekom Paulus sê, gee julle self. En ek gaan daarmee afsluit, maar ek wil daarmee begin met die punt, maar gaan later daarmee afsluit met iets daaroor te sê. Want jy sien die punt is, as jy nie jouself oorgegee het aan die Here Jesus nie, te vergeef alle dinge,
Jy kan hoeveel keer Bybel lees, jy kan hoeveel keer bid, jy kan hoeveel keer sê jy is 'n kind van die Here, maar as jy nog nie alles oorgegee het aan die Here nie, en ek bedoel daarby, dat jy die Here aangeneem het as verlosser en saligmaker. Te vergeefs alle dinge, al die goeie goed wat jy doen, al die goeie werke wat jy doen, al is jy hoe goeie mens, as jy nog nie alles oorgegee het aan die Here nie, dan ontbreek jy. Jy is eintlik leeg. Wat eintlik is aan niks nie. Want alles wat jy doen, is halfhartig. Jy is nie in die brand van die Here nie. So jy moet op 'n plek in jou lewe kom, waar jy kan sê, Here, my hele lewe, ek besef, Here, ek kan nie sonder U nie. En jy gee alles vir die Here oor. Jy weet, as mense wat baie keer wonder, en wat selfs vir mense vra, wat is God se wil vir my lewe? En ek het dit al vorige keer genoem, daar selfs boeke geskryf oor wat is God se wil vir jou lewe. So daar's baie verskillende opinies daar buite, wat is God se wil vir jou lewe? Kan ek vir jou sê, waar begin mens om te soek? By die woord van God, by die Bybel. Dis nie 'n slegte ding om boeke te lees nie, dis wat ek sê. Maar ek sê net begin by die Bybel, en ek wil vir jou sê, wat die Bybel sê. Weet jy wat is God se plan vir jou lewe? Nommer 1. Weet jy wat is die belangrikste ding? Dat jy hom sal aanneem as verlosser en saligmaker, en daarna dat jy hom sal dien, dat jy hom gehoorsaam sal wees, dat jy die heiligmaking sal najag. Dis God se wil vir jou lewe. Dis die belangrikste. Ek wil amper vir jou sê, dit is so belangrik, daar's niks belangriker, daar's geen belangriker besluit in die lewe wat enige iemand kan maak, as die besluit om die Here Jesus te volg, as om alles vir hom oor te gee. Meer van hom, minder van myself. Want jy sien, eintlik wil ek vanmôre spreek woorde, as ek kon sou ek bidder graag. Maar ek wil jou in die oog kyk en vir jou sê, gee alles vir die Here. Moenie teruggaan. Sien, die Here vra nie bietjie. Hy vra nie baie. Hy vra alles. Hy vra alles. En jy sien, ek dink, dis hoekom baie mense nie bereid is om alles vir die Here te gee nie, want hulle weet die oomblik, as ek 'n volle oorgawe gemaak het, dan het ek 'n verantwoordelikheid teenoor die Here. Dan is daar goed in my lewe wat ek sal moet opoffer. Een van hulle is, ek sal moet Sondag kerk toe kom. En nie net nou en dan nie. Ek sal moet kerk toe kom soos die Bybel vir my sê. Weet jy wat sê die Bybel oor dit? Weet jy wat sê die Bybel oor kerk gaan? Die Bybel sê in Hebreërs 10:25, is nie jou op die bord nie. Moenie die onderlinge byeenkomste versuim, soos baie die gewoonte het. So met ander woorde, in plain Afrikaans, jy kan nie nou dan kerk kom. En ek sê ook met begrip, partykeer gebeur dit, dat daar gebeur iets en jy kan werklik nie in die kerk uitkom. Maar ek dink as ons hierdie reg lees, en ons verstaan die hart van die Here dan jy moet nie die gewoonte hê om meer by die huis te wees as by die kerk. As jy die Here lief het bo alles, weet jy wat jou plek Sondag hier by die kerk. Baie mense sal vir jou sê, veral na COVID, hoor jy so, ek kan nie preek luister op die internet, en jy kan reg. Maar kan ek 'n voorbeeld gee? As jy 'n kampvuur maak, of jy braai vleis, dis nie dieselfde effek, as wat jy self braai, of self vuur maak, as wat jy kyk op die internet. Dan moet jy voel nie die hitte nie. Jy ruik nie die geur van die vleis nie. Verstaan jy in die rigting wat ek probeer? As jy op die internet kerk kyk, en ek verstaan elke saak het politie. Party mense het nie ander opsies nie. En ek het begrip vir dit. Maar vir ons, wat nie eintlik 'n verskoning het nie, moenie wegbly van die kerk nie. Gee alles oor aan die Here Jesus
Christus. Hoor hierso, al die rykdom van die wêreld, hoor mooi, al die rykdom wat die wêreld ons bied, is niks in vergelyking met die geestelike rykdom wat ons vind in die Here Jesus Christus. Want ongelukkig ons lewe in 'n tyd waar mense geld naai. Wat ook tragies is, as baie mense wat regtig graag vorentoe wil gaan saam met die Here, wat regtig wil probeer, maar daar soveel dinge wat hulle vashou. Soveel dinge van die lewe, soveel uitdagings wat hulle vashou en hulle fokus so daarop dat hierdie goed keer hulle om vorentoe te gaan, om te groei, om alles oor te gee aan die Here. En ek wil vanoggend vir jou sê, as dit dalk jy is, moet jy hoor vandag dat die Here wat ons aanbid, hy is 'n kettingbreker. Hy is die een wat jou kan vrymaak. Want die Bybel sê vir ons, as die Seun van die mens jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. So dis hoekom ek en jy alles moet oorgee aan die Here. Want dit gaan jou help dat niks jou sal verhinder om meer van die Here in jou lewe te hê. Want as daar 'n goed in jou lewe is wat jou terughou, wat jou vashou, en jy sukkel om los te breek, dan moet jy hoor, gee alles vir die Here. Want die Bybel sê vir ons, die Here sal, die wat na hom toe kom, sal hy nooit wegwys. Dan ons by die tweede punt. Onthou dat die Here barmhartig is. Nou, in vers 1 het ons gelees, dan sê Paulus, ek doen 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming, dis die 83 vertaling. Nou die 2020 vertaling sê dit baie mooi, en nader aan die Grieks. Hy gebruik die woord barmhartigheid, op grond van die barmhartigheid van God. So Paulus kom, en hy vra vir hierdie gemeente, hoor hierso, op grond van die barmhartigheid van God, doen ek 'n beroep op julle, vra ek vir julle. So ek wil vanoggend dieselfde doen, wil vir jou vra, ek wil vir jou uitkom. Vir die tweede keer wil ek dit sê. Plaas jou hande, ag jou lewe, in die hande van die Here God. Dis wat die Here van ons verwag. Plaas jou lewe in die hande van die Here God. Want jy weet, God is barmhartig. Maar omdat hy barmhartig is hy ook genadig. En die Bybel is vol daarvan, dat die Here is barmhartig, hy is genadig. Ek wil 2 verse met julle deel. 1 Kronieke 21 vers 13. Dawid het vir Gad geantwoord, laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is baie groot. Johannes 1 vers 16, maar hierdie is 'n kosbare vers. As jy kan highlight, onderstreep die vers in die Bybel. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Dis die God wat ons aanbid, die God van die Bybel. Ons ontvang genade op genade. Hoekom? Nie moet ons dit verdien nie, want hy is 'n barmhartige God. So met ander woorde, en ek hoop jy stem saam met my, omdat God barmhartig is hy ook genadig. En alles wat ek en jy het, alles wat ek en jy bereik het, is alles God se genade, nie jou verdienste nie. Want die oomblik as jy sê dis jy, dan sê jy op die troon. Dan raak jy humanisties. Dit beteken dan gaan dit oor my. En jou fokus is nie die Here Jesus nie. En ek vandag vir jou sê, ek eerlik vir jou sê, ek is 'n nulle kontra sonder die Here Jesus Christus. As ek my eie lewe kyk, dan besef ek, sonder die Here Jesus is ek werklik niks nie. Ek is verlore, ek is leeg soos 'n dop. Ek is niks sonder die Here Jesus nie. En ek hoop dat jy kan heel hartig saam met my stem en dieselfde erkenning maak om te sê, sonder die Here in my lewe is ek werklik niks nie. Ek ontbreek, skiet ver te kom. Ek wil iets sê wat ek al baie gesê het. Maar hoor hierso, jy is nie so grand as jy dink jy is. Ek ook nie. Ons het die Here nodig. Ons het die Here werklik nodig.
En ek dink amper in vandag se tyd weer op so. En jy sien die oomblik as jy besef dat die God van die Bybel, daar's baie ander gode daar buite, maar die Bybel leer vir ons in Efesiërs 4 vers 5, een Here, een geloof, een doel. Die wêreld sê daar's baie, die Bybel sê daar's nie. So die oomblik as jy besef dat die God wat ons aanbid, dat hy vir jou barmhartig is, dat hy genadig is, dan vul dit jou met dankbaar. En dit maak dat jy, ek wil amper sê, dit motiveer jou, dit skep hierdie wil in jou, om meer van die Here in jou lewe te hê. So met ander woorde, hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer ervaar jy sy genade, hoe meer ervaar jy, soos ek by die braaivleisvuur genoem het, hoe meer ervaar jy fisies die liefde, die genade, die barmhartigheid van God. En dit vul jou met dankbaarheid. En dit maak vir jou werklik aan die brand vir die Here Jesus Christus. En daar gebruik ek 'n verkeerde woord aan die brand, maar julle verstaan wat ek bedoel. Is jy die Here nog lief bo alles? Dien jy die Here met ywer? Of dien jy die Here op 'n afstand? En baie mense wil die Here, ek sal die Here dien, maar net daar. Ek wil net te naby kom nie. Want as ek te naby kom, dan het ek sekere goed wat ek moet doen. Die wêreld leer vir ons dat ons verdien alles. Het julle dat gehoor? Die wêreld leer vir ons, oralste, is daar baie predikers op uit. Selfs die regering sal sê, hoor hierso, julle verdien alles. Julle is sulke goeie mense. Jy verdien alles, man. Kan ek vir jou sê, wat die Bybel sê? Dis nie wat die Bybel sê. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en ontbreek in die heerlikheid van God. Jesaja 53 het gesê, almal het gedwaal soos skape. So albei verse sê vir ons almal. Jy weet nie wie's almal. Dis nie net Piet en Gert en Koos en Jan en Susan. Dis almal. Almal het ontbreek. Almal het gedwaal soos skape. So dit beteken, ons almal is afhanklik van die Here God. En ons almal verdien niks as dit kom by die Here Jesus Christus. Inteendeel, die Here gee juis vir ons wat ons nie verdien nie. Wat ons verdien is. Of jy dit wil weet of nie, die Bybel is duidelik daaroor. Paulus sê in Romeine 7, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Weet jy hoekom? En dit is sondige natuur. Dan vra ek elendige mens, wie sal my wet hiervan? Weet jy wie se antwoord? Nie die regering. Nie jou werk, nie jou familie, wil jy nie jou vrou of jou kinders, weet jy wie gaan jou red van dit? Jesus Christus. Niemand anders nie. Ons lees Klaagliedere 3 vers 22. Die liefde van die Here het ons nie vergaan. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke minuut. Die trou is groot. Omdat God 'n God van liefde is, en genadig is, en barmhartig is, het hy ons nog nie van die aarde afgevee. Ons moet die Here dankbaar wees vir dit. Weet jy, ons is so vasgevang in vandag se tyd, oor dit wat ons nie het nie, dat ons vergeet van dit wat ons wel het. Wees dankbaar vir wat jy het. Al is dit baie, al is dit min. Wees dankbaar vir die Here. Die Bybel leer vir ons moet in alle omstandighede dankbaar wees. En dis wat die Here van ons verwag. Ons laaste punt. En hierdie is die belangrikste punt. Bring jouself in die juiste offer. Dis wat Paulus sê. Hy sê dit nie vir gewone mense nie. Hy sê dit vir kerkmense. Gee
Gee jouself aan die Here. So met ander woorde, ek en jy moet vanoggend hoor, ek moet iets hier doen. Jy is kind van die Here, jy moet jouself vir die Here gee. Al het jy die Here aangeneem as verlosser en saligmaker, dan beteken dit eintlik, ek moet iets doen nog steeds. En ek dink die mooiste voorbeeld vir my, is die gelykenis van die verlore seun. Omdat jy die verlore seun, kom as sy pa, ek gaan dit kortlik sê, en sê vir sy pa, ek soek al my erfgeld nou. En hy gaan uit en hy mors alles op. Omdat jy wat hy belang, by Grace nee, hy belang is in die vat. En hy besluit by homself, ek sal opstaan, ek sal teruggaan na my pa. Maar die kruks van die hele storie is nie eintlik die seun, dis die pa. Kan jy onthou wat dit gebeur? Die Bybel sê die pa het hom van ver af gesien aankom. Jy sê die pa se hart het nie verander nie. Hy het verlang na sy kind. En die Bybel sê, die pa het hom tegemoet gehardloop, en hy het hom omhels. En ek gaan vir jou sê, as dit my kind was, weet jy wat sou ek gedoen? Ek sê tot my skande. Ek sê hom gesê, weet jy wat het jy aan my gedoen? Ons was bekommerd gewees. Wat het jy aangevang? Dis so, dis wat ek sou gedoen. Hierdie pa, dis nie wat hy gedoen het nie. Wat het hy gedoen? Hy het fees gevier. Hy het gesê, my seun was weg, maar nou is hy terug. Kom ons wees bly, kom ons vier 'n fees. Want hy wat verlore was, hy is terug. En die seun antwoord hom, sê, pa, ek het teen pa en teen God gesondig. Ek verdien nie om pa se kind genoem te word. En weet jy die pa se reaksie? Die pa het hom gesê, ja, jy is reg. Jy sien jy my kind. Die pa het hom nog steeds omhels. Hy het my nuwe kleed aangetrek, 'n nuwe ring aangetrek. En jy sien die hart van God. Weet jy die God wat ons aanbid, in die Bybel? Hy is die goeie herder, sê die Bybel. 100 skape, 1 skaap, raak weg. Weet jy wat doen hy? Hy los 99 skape. En hy gaan soek by 1 skaap. En hy hou aan om 1 skaap te gaan soek wat hy hom gevind het. En as hy hom gevind het, is hy bly om dit gevind. Ek wil afsluit om jouself oor te gee aan die Here. Dis die begin van 'n nuwe lewe, 'n lewe saam met die Here Jesus Christus. Dis die begin van geestelike groei. Dan kan jy ook soos Paulus sê in Galasiërs 2 vers 2. Dis nie meer ek wat lewe, maar Christus wat leef in my. Kom ons sluit af met gebed. Ag Here, ons kom vanoggend. En Here, in diepe afhanklikheid. Here, ons besef ons as mens. Here, ons verdien nie eintlik die goedheid, die guns, die genade nie. Maar ons kom vanoggend, Here, en ons eer U. Ons aanbid U met harte wat gerig is op U. En ons prys U kosbare naam, Here. Omdat U 'n Vader is. Here, U is die een wat 99 skape los en U gaan soek die verlore skaap. Dankie ook dat U die woord vir ons sê dat U sal die wat na U toe kom nooit wegwys nie. Here, dankie dat U nie soos ons as mens is. Dankie dat U genadig is, dat U barmhartig is. En Here, help vir ons dat vir die wat nog nie vir U ken nie, dat hulle alles sal oorgee aan U. U wat rein is, U wat heilig is, sonder vlek of rimpel. Ons eer U, en Here, ons aanbid U, as die enigste ware, driemaal
Heilige God. Amen.